Pongola Poortmeer ontplof voor ons neer. Die seekoeie dobber tussen krokodille, hier in my Afrika wat ek so lief het. Ons gaan 'n McNab doen, maar nie enige McNab nie. Ons gaan 'n tiervis vang. Dan gaan ons in Jala bil jag. En dan die geveerde dier sal 'n volstruis wees wat ons 'n flatty van gaan maak. So ons gaan hom 'n bietjie sy bors oopmaak, hom plat maak en hom spit dalk. Kom ons kyk, ons skryf 'n Jacques van Rooibaard in. Ek is Antas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n Mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Ons kom maak jag, saam met vriende wat my lewe vir altyd sal verander. Die lewe is leeg sonder jou jag en jou visvangmaats. Dis altyd goed om nuus te maak. Ons is nou op pad na Mvubu Lodge toe, daar teen die Pongola Poortdam of Jesini meer. Ons ry nou vir die eerste keer in ons geborgde motor, natuurlik hierdie 48 volt Toyota Hilux. Ons sleep 'n redelike swaar boot en ons nou net volgemaak, ons kry 8.3 km per liter op die huidige oomblik. Wat glad nie te sleg is nie, ek moet sê. Eerste indrukke, hy is definitief ligter as 'n normale Hilux op brandstof. Hulle 10% klein met hulle maak, dink ek is waar. Hy is definitief ligter. 'n Reis is 'n absolute droom. Ek is lus vir hierdie McNab. Ons gaan vir die heel eerste keer gaan ons 'n flatty maak, maar 'n bietjie anders. Ons ry al die pad vanaf die Ou Transvaal na die eerste wildman in Ermelo. Kyk wat gebeur hier. Lekker, ek is hier by Wildman in Ermelo. Dis die heel oorspronklike Wildman. Hallo Adam. Goeie man. Goed en self. Lekker man. Dis hoe 'n loop by ons aankom, is 'n gewone billet. Hy word dan so by ons afgelaai, dan word hy deur 'n heat treatment proses gegaan waar hy gebak word. En dan word hy na die masjienist vorentoe geskuif waar hy dan geboor word. So kan jy sien, daar's die gat geboor. Ja. So hy word regdeur geboor van voor tot agter. Hoe kry julle dit reguit? Daai is 'n moeilike vraag, maar ons het 'n masjien wat dit doen met 'n boorpunt wat dan deur hom gaan. Ja. Van agter af, ons senter hom mooi op en dan word hy geboor in sections, as ek dit so kan stel. Okay. Yes. Dan het hy 'n reamer wat hy kry, wat ons deurtrek. Die reamer maak dan die size van die gat 100% true regdeur. Ja. En daarna kry jy 'n button wat dan die rifling insit wat jou verskillende twists dan bepaal, waar jy 'n 8 twist tot 'n 14 twist in verskillende kalibers dan kan bepaal. 100%. So dis hoe ons hom doen. So dan gaan ons na 'n profile masjien toe wat die profile sny. So profiling wat dit beteken is hy word in nok gesny en dan word hy kleiner gesny en dan taper hy af vorentoe. Ja. Daar kan ek vir jou wys 'n lekker profile. Sy tyd. Daar kan jy hom mooi sien. Yes. So hy kry sy kamer en dan van daar af taper hy vorentoe. Julle bou aksies ook hierso. Aksies word ook gedoen, ek gaan dit nou verwys, die M21, die nuwe Musgrave M21 word hier gedoen. So Musgrave maak ook hulle eie eiers in verskillende kalibers, net 223. 223 Blackout en ons gaan begin kyk na ander kalibers, maar vir nou fokus op die 223's en die Blackout. Ongelooflike pret as jy sport daar het om met hierdie outjies te skiet. Baie lekker. Natuurlik heeltemal onwettig om mee te jag. So enige semi-outomatiese wapen mag gesien met jaggie. Ons speel 'n bietjie met hierdie speelgoed hier by Wildman in Ermelo. Dan kan ons na die assembly toe gaan. So die hele proses, staalwerk word hierdie kant gedoen en dan kom hy hierdie kant toe. En dan word hy hier aan mekaar gesit, as ek dit so kan stel. Hier kan jy al die kolwe sien, al die goeders wat ons dan doen, die houtwerk, die ruitwerk, daai tipe goed word hier gedoen. Hoeveel gewere bou julle? So ons probeer om 30 'n maand te deliver. En die groot geheim is, elke gun wat ons doen is redelik gecustomized. Die kliënt kan aanvra, hy wil 'n 23 duim loop hê of 'n 22,5 duim loop en ons custom hom soos wat hy hom wil hê. Ons kan die loopdiktes verander, ons kan die looplengtes, die kolwe kan ons bietjie aanpas vir die ouens. So ons doen die custom goeders wat dit meer bietjie fine tweak vir jou persoonlik, as ek dit so kan stel. Hierso is 'n volledige M21 basically, as ek dit so kan stel. So ons blou omdat hy dan swart word. Ons het spesiale blou buttons wat daar agter is wat hulle met binders aan sit
en dan gooi ons 'n sekere sout by om die suurproses dan of die roesproses aan die gang te kry. Yes. En dan word hy met 'n olie behandel en dan word hy dan aan mekaar gesit basies, as ek dit so kan stel. So 'n vinnige assembly is basies dan die loop in die aksie word dan in die kolf gesit met sy toebehore, as ek dit so kan stel, sy slot, sy magsynkas en dan sy veer en dan sy plaatjie onder. Dis basically wat ons dan doen om hom aan mekaar te sit. En so bou ons maskryfs. Ja, so bou ons maskryf. Kom ons haal hom uit, dan kan ons kyk hoe voer hy. As hy Adam, kyk jy hom 100, hy is aan mekaar gesit, mooi geassemble, nat nuwe maskryf wat nou in die rak ingaan. Ons jokkie oor die nat nie, hy is nog nat. Hy gaan nog olie in, yes. So kom maak 'n draai by Ermelo, se Wildman en kom toer bietjie hierdie fabriek, is ongelooflik. Kom wys my 'n bietjie daai mooi winkel daarbo. Kom ons wys op jou daarbo. Ek het groot geword met 'n maskryf op die plaas, 'n 3006 kaliber. Ons het hom gebruik letterlik soos 'n graaf. Alles op daai plaas is gejag en geskiet met daai geweer. Wat 'n wonderlike voorreg om hierdie plek te kan sien waar my droomwapen gemaak is. Ons vat al die pad van Ermelo na Pongola toe. Daar aangekom word ons begroet met een van die mooiste bosveldplase wat ek in my lewe gesien het. Ons ry in hierso by Pongola Natuurreservaat. Wat 'n ongelooflike plek. Daar's kameelperde, renosters, al die bokke wat jy kan op jou vingers stel. Hier gaan ons jag maak. Hier gaan ons 'n McNab maak. Ons kom aan by Mvubu Lodge. Dis eerste klas verblyf. Die kamers is ongelooflik lekker. Die kos is heerlik. Die geselskap is nog beter. Hier gaan ons pelle maak wat vir altyd hou. En ek ontmoet iemand wat 'n goeie vriend sal raak, Kemp Landman. Soos ek groot geraak het in die Bosveld, daar by Rooiwel Kraal se wêreld, was ons graaf op die plaas was 'n Maskryf 3006 geweest. Dit is die geweer waarvoor ek die liefste in die hele wêreld is. Ongelooflike wapen, hierdie is 'n 308 kaliber. Ek skiet met hierdie PowerPoint Winchester ammunisie, fabrieksammunisie 180 greine. Ons het gou ingeskiet. En ons gaan 'n McNab doen, maar nie enige McNab nie. Ons gaan 'n tiervis vang. Dan gaan ons in Jala bil jag. En dan die geveerde dier sal 'n volstruis wees wat ons 'n flatty van gaan maak. So ons gaan hom bietjie sy bors oopmaak, hom plat maak en hom spit dalk. Kom ons kyk, ons skryf vir Jacques van Rooibaard in. Maar eers gaan ek julle voorstel aan een van die lekkerste mense wat ek in jare ontmoet het. Kemp, hier op sy plaas, Pongola Game Reserve. Hier op Pongola Game Reserve kan jy jag en jou vleis verwerk kry in een slag. Hoorie Kemp, wat jy my nou hier gewys het is indrukwekkend, ek het nog nooit op 'n plaas dit gesien nie. Hoekom is hierdie groot slaghuis hier op hierdie grond? Ja, dit voeg baie waarde toe tot die plaas. Kliënte wat kom jag, ry weg met sy bok netjies verwerk en ja, kan die wilsvleis eet en ek kan die wilsvleis benut. Maar hier's meer wilsvleis as wat jy kan benut. Verkoop jy aan die buitewêreld hierso? Ja, hier baie lodges in die area koop by my en dan het ek padstalle ook wat ek die wilsvleis verkoop. OK. So as ek nou kom jag, hoe werk dit? Is vul jy 'n kaartjie in, sê luister ek soek droëwors en Yes, ja, jy skiet jou bok, vul jou kaartjie in, weeg die bok en die instruksies hoe jy hom verwerk. Ongelooflik. Knap gedaan. Kom maak 'n draai by Pongola Game Reserve en ek gaan nie huis toe met jou vleis klaar verwerk. Dis nie, ek ken nie jag so nie. Dit is anders. Dis lekker. Hier spog die landskap Breëbos met krokodille en seekoeie, kameelperde. Alles wat mooi is in die natuur kan jy hier kry by Pongola Game Reserve. Soos eerste oggend hier by Pongola Game Reserve was nou 'n McNab gaan probeer, maar nie enige McNab nie. Dis 'n tiervis. Dis 'n volstruis en dan 'n Jala bil as ons een in die hande kry. Dis immer sy wêreld, ons het boot gehou, gelunch, UB Leisure het saam met ons in besigheid ingegaan en gesê ons kan enige iets oor die vloer af gaan kies as ons buitenbuskryt episodes maak. Dit ons hierdie pragtige Yamaha gekry. En hy is natuurlik na afloop van hierdie program te koop by UB Leisure as ons hom veilig terugbring wat ons hopelik gaan.
Het ek het mooi ingesmeer. Ja, jy Oral. lyk goed. Goed. Mooi genoeg vir die TV. 100%. Sy. Alan Donald, Ek het gisterand 'n klein shooterglasie ook gedrink net vir in case. Lekker SPF 50. SPF 50. Wat ons gebruik is 'n 40 pond treis. En dan 'n kit en nommer 8 na 10 hoek. Ons die lengte van die treis. Dis diervis se tande, so hy byt blyn vinnig af. Gaan ons live byt gebruik of gaan ons aas, wat is die plan? Ja, ons gaan 'n bietjie aas, hoenderhartjies werk goed. Bietjie live byt. Ja. 'n fillet, 'n barber fillet of ietsie. So as ons bouwer vang moet ons hom maar. Ja, dis 'n stukkie fillet uit. Nou vertel my van die tiervis hier. So hoekom is daar tiervis in Pongola Poort dan? Tiervis is natuurlik hierso. Ja. Natuurlik voor hierso. Is 'n roofvis. En ja, 'n lekker sportvis. Die hengelaars geniet dit baie. Maar ons min plekke in Suid-Afrika waar jy tiervis kan vang, hè? Ja, is basies hier Pongola rivier en dan die Komati. Ja, daar by Kreer. Ja. Nou Kemp, kom ons vang 'n paar tiere. Wat sê? En is hier waar die tiere wy. Ons gaan hard probeer. Ek hoop hierdie McNabb kan afspeel soos wat hy my kop afspeel. Maar kom ons kyk. Kyk 'n tier se jou byt. Maar hierdie tiere wil vandag nie so vinnig byt as wat ons wil hê hulle moet nie. Tyd is min. Ons moet 'n McNabb doen. Eerstens, ek moet die tier vang. Tweedens, ek moet die voël jag. En derdens, moet ek 'n jalebol skiet. Maar ek kan niks van dit doen as die tiere nie byt nie. Ons het hierdie pragtige boot by UB Leisure geleen om te kom tiere jag hier op Chesini. Die manne is almal opgewonde, maar visvang is moeilik, jong. Dis een van daai dinge of hy's aan of hy's nie aan nie, weet. Jy kan 'n bok sien en jy kan hom gaan jag, maar vis is iets anders. So ek hoop ons kry 'n bietjie geluk vandag dat ons hierdie McNabb kan afskop. Want as die visie gevang is, kan ons die res van die McNabb doen. Die son brand, die weer is mooi. So kom ons kyk, alles is in ons guns. Hoe is jou baard so rooi? Ek dink ek roes in die stort of iets. Van ouderdom. Moet Hy is te min gebruik of Hy raak nou witter. raak jy weet. Oos, dis 'n groot vis. Hierdie is 'n oordentlike tier. Oh, mooi tier! Dit is 'n mooi tier! Kijk, luister! Bitter dankie. Dit is die grootste tier wat ek al gevang het. Ongelooflik. Pragtige tier. Die gewig. Wil hy nie vir my sê nie, maar wat sê jy sê seker is dit 2,5? Ja, 2,5 om by die kilo vir. Ja. Pragtige tiervis. Hulle word beskerm hierso. So ons gaan hulle definitief terugsit. Dat iemand anders ook eendag so voorreg kan hê om 'n tier te vang. So nou, kerels, is dit McNabb tyd. Ons kan nou 'n volstruis gaan jag en dan hopelik 'n jalebul en die pragtige vis terugsit. Kemp, what a legend. Dankie vir. Kemp het vir ons baie lekker gemaak op die water. Die tiervis is in die boot. En nou natuurlik is dit tyd vir daai voël, 'n volstruis. Manlik of vroulik, ons weet nie wat ons gaan kry nie. Die water het verskriklik opgestoot, so ons sukkel om te ry. Want ons het 'n spot en stok op hierdie hektaar, kan 'n mens nie te ver op die voet loop van die begin af nie. So kom ons kyk of ons 'n volstruis kry. Die tweede deel van hierdie McNabb is natuurlik 'n voël, maar nie enige voël nie. Hierdie gaan 'n volstruis wees. Die landskap hier is verwonderend. Ons klim op die pont, ons ry die bakkie oor, en aan die ander kant uitgekom, gaan ons nou 'n voël jag met rooi vleis.
Ons sien nie volstruise, maar hulle oë is ongelooflik goed. Ons loop agter hulle aan. Keer op keer kry ek 'n skoot, maar hulle wil net nie stil staan nie. Maar die volgende oomblik kry ons 'n volstruis. Sy die skietstokke op, lê aan. En hierdie is jou wildman oomblik. Trek saggies sneller. Hierdie volstruis gaan gespit word. Maskryf het sy werk gedoen, die 308, ek het mooi op die bors gemik. Dis 'n groot koei volstruis en dis die eerste keer wat ek een skiet. Dis eintlik 'n groot voorreg, ek het nog nooit die geleentheid gehad om dit te doen nie. En om dit hier in die Pongola Game Reserve te kan doen. Yes. Ek sê vir julle, dit voel soos om as iemand jou oor die kans sou gegee het om in die kreer te jag. Dis die ervaring wat ek dan sê. Dis spectacular om die Engelse woord te gebruik en ek hou nie van Engelse woorde gebruik nie. Maar dit is ongelooflik. Reg voor hierso en dis presies waar ek gemik het. Ja. Dit is nou eerste vir my 'n volstruis. Ek het reg voor op die bors waar die nek en die borsbeen by mekaar kom, dis waar ek gemik het. Een skoot met 'n 308 180 grain was meer as genoeg vir hom en daar's sy eerste volstruis en ek het vir Jacques van Rooibaard ingevlieg al die pad van Ethiopië af dat hy vir ons 'n spit kan maak vir die eerste keer op Buitenbuskruit. Kemper, dis my eerste keer wat ek nou 'n volstruis jag. Ja, volstruis is 'n ongelooflike sig. So ek kan jou van ver af sien. Ek het gesien jy sê vir my moenie jou hande uitsteek nie, maar hulle sien dit dadelik. Ja, 'n ongelooflike sig. En dan baie lekker vleis, ek kan die vleis gebruik. Ja. Baie lekker eetvleis en 'n gesonde vleis. Ja, en daar's omtrent geen vet aan nie. Dis 'n vol met rooi vleis. Ja, nee, bloedrooi. Ongelooflik nie. 'n Paar goedjies wat ek van weet is ek onthou van skool af het vir my gesê as 24 hoendereiers in 'n volstruis eier. Ja. Iets wat ek nou net raak gelees is dis hulle is omnivore. Hulle eet vrugte en sade en grasse en goed, maar ook muise sê hulle partykeer en insekte en goed. Ja, nee, is 'n omnivoor. So van gras tot enigiets wat ek kan optel. Die bladsket en sê baie dankie. Ja, Dit was nou ongelooflik lekker gewees. As jy op baie plekke kom in die wêreld wat jou asem wegslaan, dan weet jy daar moet iets groter as jy wees. En hierdie is een van daai plekke. Om hieroor uit te kyk en te dink, dis waar ons jag, dis waar ons vis vang en dit word beskerm. Dis ongelooflik. Wat 'n plek. Die vis is gevang, die voël is geskiet en nou is dit tyd om 'n Njalabul te jag. En dan gaan ek vir die eerste keer na McNabbie. KwaZulu-Natal is die tuiste van 'n Njala. Dis waar hulle bly, dis waar hulle voorkom, dis hulle habitat. En ek het nou die ongelooflike voorreg om hier 'n Njalabul te jag. Kan jy sien Njalabul nou gesien hierso? Dit is ontsettend reg. Gaan probeer, dis al die son is al laag. Kom kyk. Die son trek water, dit word laat. Hy sal agter die berg in, maar hy's nog hier onder. So, ek kan nog steeds my McNab klaarmaak. Ek sê die skietsokke neer en soos altyd sal my hart uit my keel uitklop. Sit my vinger op die sneller en ek trek die skoot. Ek sê nou net, ons het dit fyn gesny met die son. Maar die son is nog hier onder, hy's net agter die berg. Dit steek het van die Njala, sy kop. Ja, kyk, die bos is baie reg. So ek dink ek het hom so 'n bietjie in die nek, ek in die kop laat ek die horings nie afskiet. En definitief geval, definitief. Heel lekker. Maar skryf 308. Wat 'n lekker kan. My graaf op die plaas en my hart op punt. En hier lê een van die mooiste Njalabulle wat ek in 'n lang tyd gesien het. My McNab is sopas afgehandel. Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n interessante feite is daar oor Njalas. Ja, kyk, Njala is deel van die spiraled horns. Ja. So dis is die bosbok, is die eland, is die kudu en die Njala. En hy het hierdie baie mooi chevron hier so op sy gesig also.
Ja. Uit 'n deel van die Spiral Dawn. Ek ken 'n mooi storie van hulle. Ja. En nommer 1, dis die skeidslyn in die diereryk, nê, van tussen ooi en bil. Yes. So enigiets groter as of so groot soos 'n Nyala bil is bulle en kleiner is ramme en selfs met die ooitjies. Maar sien daai 3 kolletjies aan die kant van sy kop. Ja. En voor het hy mos daai mooi wit vee. Yes. Die dag toe die Here die bokke gemaak het en hy het hulle begin verf. Hy het die verf vat, hy het so op sy hande gesit en hy die strepe gemaak. En toe kry hy die Nyala te sê vir hom, maar jy is die mooiste, en hy het sy hand so oorgesit. En die 3 kolletjies in die vee is daar oorgesit. En dit is lag een van die mooiste bokke in die diereryk. Adam, baie geluk. Ons het ons McNab afgehandel vandag. Baie geluk. Ek hoop die mense boek jou toe om McNabs hier te kom doen, Pongola. Hæ? Wat 'n pragtige plek. Maar ek het nog 'n verrassing vir ons. Ek het 'n vriend, 'n gemmervriend van my ingevlieg van Suid-Sudan af. Om vir ons kos te maak. Ek kan so kyk wat gebeur. Dis 'n maat. Eerstens, cheers. 'n Brandewyntjie. Een van ons ongelooflikste ervarings op Buitenbuskruit. Wat 'n plek. Dankie daarvoor. Ja, groot plesier. Nou vertel my die geskiedenis van Pongola Game Reserve. My oupa het begin in die 70's as 'n beesboer. Ja, my pa het toe aangegaan met die wild. Dat die beesdrade laat val en ons het wild ingebring. En ons eerste renosters in 1986 gekoop. Olifante hervestig en ja, en dit het gegroei van daar af. Dis van hierdie pragtige plek toe. Dit voel soos as toe ons hier geloop het, dit voel asof jy in die Kreerwoudtuin jag. Dis daai selfe ervaring van diep in Afrika, nee. Nee, is lekker groot grond en is ietsie van alles. Ja. Berge, vlaktes, water. Jy het 'n interessante ding gedoen in die veld wat ek het dit al in die verlede gebruik, maar ek het nie geweet dis ander mense doen dit nie. Jy het die voëls dopgehou en vir ons gesê, luister, daai voëls gaan altyd by die renosters wees en daai voëls gaan vir jou dit wys. Ja, as jy 'n klein wit reier wat saam met die buffels loop en hulle eet nou weer die insekte en so kan sien waar die buffels loop en dan die renostervoeltjies. Waarsku altyd waar van die groot diere is. Soos kameelperde, renosters en olifante. En die blerrie vol struise, hulle hardloop vooruit en jag al die ander wild weg wat jy besig is om te jag. Dis reg. As dit nou kom by die toekoms, ek weet jy het 2 pragtige dogtertjies en 'n seun. Jy los hierdie plek vir hulle. Wat sal jy graag wil hê moet hulle doen verder vorentoe hier? Dieselfde visie wat my pa gehad het, is om hierdie plek natuurlik te los. Ja. Sonder landbou. En ja, ons jag ook wat die inkomste aanvul. Nou dis my interessante ding, dis iets waaroor ek graag wil uitbrei. Die jag aspek van dit, want dit is 'n natuurreservaat. Hoekom jag jy in 'n natuurreservaat? So ons het nou nie leeu's nie, ons het al die ander predatore, maar dis om getalle ook af te bring en oorbeweiding te keer. Okay, dit was 'n wonderlike voorreg. Vir jou en jou familie baie dankie dat julle ons genooi het. Was ongelooflik. Ja, meer groot plesier. Die tiere het groot smiles. Ja. Langs my staan die gemmer Russie koning van Suid-Afrika, Jacques van Rooibaard. Wat sê jy, Jackie? Goed en jy, Adam. Lekker wat. Lekker weet jy, hoor jy dis een van Kykie. die wonderlikste plekke ooit, hè? Kyk waar is ons. My vriend, suksesvol was ons toe nou gewees. McNab gedoen, ek het tiervis gevang, ek het 'n Nyala bil geskiet en 'n volstruis geskiet. En so ruk terug het ek en jy gepraat oor 'n volstruis flatty. Gaan ons dit doen? Dis wat ons gaan doen vandag. Dankie dat jy hierdie geleentheid gee en om waaghalsig te wees en kreatief. Dit is ek is mal hieroor. Ons is ons pioniers met wat ons nou doen vandag. Ek dink die volstruisboere gaan baie van ons hou want as hierdie werk, nee, gaan almal volstruis flatties. So ons gaan hom spitbraai. Ja. Ons idee was ons wou hom in 'n rooster doen. Ons kon ongelukkig nie betyds 'n groot genoeg rooster kry om dit te doen nie. Ja. Maar ek dink hierdie konsep gaan fantasties werk. Vertel ons wat jy gaan doen. Ek maak vir jou 'n halwe hoender vandag. Okay. Dit is wat ek vir jou maak. En hoe gaan ons dit doen? Wat is die bestanddele? Ons het hom gebraai, ons het hom laat inlê. Ek het lekker 'n standaard braai resep, lekker peperkorrels, knoffel, lekker vars kruie, woestersous, suiker en jou grove sout. Ja. En hy het lekker gelê en Hoe lank dan nou? Jy wil hom so 24 uur. Jy bring jou braai tot op 'n kookpunt, dan koel jy dit dadelik af. Ja. En dan laat jy hom inlê. Dan moet hy so by tussen 10-20 grade moet hy nou net lê. En dan gaan ons hom bietjie spuit.
Dis iets wat ek nooit eintlik doen met my Spuitkoek skape gemaak. en vark. En hierdie ene gaan ons vandag, het ek 'n lekker moetie wat ek vir ons aan mekaar sit. En kom ons kyk hoe gaan dit. Ek het daai spuit gesien. Ek is nogals bekommerd jy wil my inspuit met daai ding. Ek's trots op hierdie ene. Nou Jackie, wys vir die mense. Kom ons bou Vat hom. ons, okay. Jacques het vir my gevra wat se deel van die volstruis wil ek hê. Ek wil graag die boutjie. Dankie, Jacques. Okay. Well done. Hier is 'n volstruisboutjie, jy gaan hom glad nie by jou KFC kry nie en dit gaan absoluut heerlik wees.